Asai, dankie dat julle weer vanaand gekom het en jammer dat ek so 'n klein bietjie laat was. Maar ja, ons is daarom almal hierso en nou kan ons saam begin. En soos ons gewoonlik begin met gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie vir hierdie dag en alles wat ons uit die dag uit kon geput het. Here, dankie vir alles wat ons uit U hand kon ontvang het. En weer eens dankie dat ons hier bymekaar gekom het. En ek wil vra, Here, dat U asseblief ons sal lei in die vanaand se bespreking en daar die nuwe inligting weer, Here, dat ons dit saam met al die vorige aande, Here, vir 3 aande getrou was ons hier kom ons vir die 4de aand en nou kan ons al die inligting begin bymekaar sit en 'n goeie plan begin bewerkstellig. Seën ons in die bespreking, bid ons in Jesus naam. Amen. Right, so dag 4. Ja. Hoeveel dae is verby? 3. Hoeveel dae is oor? Net vandag en dan nog môre. Môre en dan Saterdag. Saterdag het julle die musiekprogram. Dit is ongelukkig en ek nie hier sou kan wees nie, maar julle gaan hier sou wees en ek hoop julle gaan dit geniet. Right, so kom ons kyk so 'n bietjie wat het gemaak, wat het gebeur toe ons rokers geword het. So ons gebruik die akroniem CHAIN. Want ons van ons was miskien chain smokers geweest, so ons kan maklik onthou daar so chain. So die C staan vir choice. Dit was 'n keuse geweest. Niemand het ons geforseer nie. Die H staan vir habit, gewoonte. Dit het ons gewoonte geraak. Ons het so gewoond geraak om te rook. A, outomaties. Niemand hoef ons te gesê het ons moet dit doen nie. Ons het dit outomaties gedoen. Ek het julle gesê ek het op tools gewerk my hele lewe lank, dan aan die einde van die dag dan dink ek, as ek so maak en ek voel my pakkie wat sigarette is daaroor, dan dink ek, jog, maar is daar maar min oor, wie het my sigarette gerook? Ek het dit gerook, want ek het outomaties gerook, sonder om te dink. I staan vir identiteit. Dit het ons identiteit geword. Ons is die rokers, en die ander mense is die nie-rokers. Hulle staan daar, want hulle nie wil ons in die rook en in die stink staan nie, en ons staan aan die een kant. Ons het so groepe geword, en nou kyk mense nog steeds na ons, as hulle kyk, dan sê hulle ook maar, hy wil nie by daai aan die tafel sit nie, want hulle rook, hulle gaan teen wil rook aan die tafel, weet so, dit het ons identiteit geword. En dan die laaste ene, dit het ons natuur geword, dit het ons, in Engels sê ons, second nature. Dit het ons tweede natuur geword, ons het dit gedoen sonder om beplanninge aan te sit, ons het dit net gedoen, want ons is so gewoond gewees daaraan. So ons gaan hierdie week wil ons daai chain breek. So, hoe voel julle vandag? Goed. Julle voel goed. Julle sê kwaad soos Garfield nie. Julle wil nie alles uitmekaar verskeer nie. Nee. Nog nie. Gaan dit kom? Ek het gehoop om sê dit gaan kom. Maar ja, miskien kom dit groter as ons gedink het dit gaan kom. Miskien kom dit baie kleiner as ons kom, maar as ons dink dit gaan kom, dit kan nog kom. Ek het vir julle gesê, ek wil vir julle 'n foto wys van die effekte van rook. Nou hulle sê, a picture is worth 1,000 words. Ja. Geef my so 10, 15 woorde oor daai picture. Wat dink julle gaan daaraan? Verduidelik vir my. Die konspeen is iemand opgehou rook. Okay. Tannie sê, daai is een wat opgehou rook het. Jy moet nie maar sê, wat dink jy? Geef ons, wat gaan daaraan? Die een is toe sy nie gerook het nie, daai is toe sy klaar gerook het. Wil hom 'n paar woorde op daai prentjie probeer sit, wat dink hom gaan daaraan? Sy het so gelyk voor sy begin het. Sy het so gelyk na. Okay, so oom en sy stem 'n bietjie saam en Tannie sê opgehou en so. Jaco sê AI. Nou kom ek sê vir julle wat daar aangaan. Ek het die woorde ingetik before and after, net sommer vir sommer. Want nou dink julle, dis hoe jy lyk voor en dis hoe jy lyk na, maar julle almal maak die aftrekking dat die meer plooie, die ouer gesig het te doen met rook en nie ene het nie te doen met rook nie. So julle dink mense wat rook lyk minder mooi as mense wat nie rook nie. Is dit wat julle sê? Nee. 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 Nee, maar julle sê dan die mooi ene is voor rook en die lelike ene na rook. Ek het dit nie gesê nie. Het Tannie dit gesê? Sy het dit gesê, die oom het dit gesê. Maar Tannie het toch gesê, die ene wat mooier gesig, het opgehou rook.
So Tannie sê dit ook. Nee, ek het Nou kom ek sê vir julle wat is die waarheid om die storie. Hier is 'n tweeling. Daardie sussie het nooit gerook nie, hierdie sussie het wel gerook. Dis 'n tweeling. Ek het daar gesit before en after, net om julle so 'n bietjie die mekaar te maak. Dis 'n tweeling sussie daai. En dan kan ons kyk, dan kan ons analiseer die foto. Daarin daar, kyk wat ons gepraat het, affekteer jou vel. ja, Daarin daar se vel is redelik skoon, gladderig. Is nog steeds 'n ou vrou. Ons gaan nie daai oudheid kan vryspring nie, maar die een wat gerook het, meer vlekke, meer plooie, haar vel lyk 'n bietjie droog. En dit is die direkte impak van sigaretrook op ons velle, hoe ons lyk. Nou, ons is op aand 4. Ek weet, kom ek vra eers. Wat laaste sigaret? 4 uur vanmiddag. 4 uur vanmiddag, ek drink sy. Ek moet my komputer oppak en maar huis toe gaan. Sit maar af die komputer, die rekenaar en die. Nee, moet ek nie. Nee, Is daar hoop? ja, was. Kyk, oom, laaste sigaret? Omtrent 2 uur. Ja, kom ek pak op hierdie rekenaars. Kom ek pak op die kameras. Nee. Daar's hoop. Daar's hoop, daar's hoop, daar's hoop. Daar's altyd hoop. Wat het ons gister geleer? Wat is mislukking? Wat is mislukking? Mislukking is net mislukking as jy nie weer probeer nie. So moenie julle te hard op julleself wees nie. Los die hardheid vir my. Ek sal hard wees. Ek sal die pa wees wat die pak slaai deel. Maar as jy val en jy rook, staan weer op, probeer maar net weer. Maar nou hierso, hierdie mannetjie klop daarso aan sy buurman se deur. Wat se tyd van die dag is dit? Dis aand. Ja, Wees versigtig vir die aand. Die aand is 'n gevaarlike tyd. Ons dien 'n God van liefde, 'n God van lig. Ek het vir julle gister gesê, hy sê laat daar lig wees. Daar's nog nie 'n son of 'n maan of 'n ster of 'n niks nie, want hy is die lig. En daarom is ons in sy beeld geskape en daarom is ons kreature van die lig. Ons werk beter in die lig, ons werk beter in die dag. Selfs as ons in die aand, dan werk ons met ligte. As dit donker word, dan begin jou kop met jou speletjies speel. Jy raak makliker bang. As jy kan terugdink toe jy baie klein was en jy het 'n slegte droom en jy droom in die aand van 'n kokko onder die bed, dan sien jy die hele aand as jy bang en jy weet jy bang om uit te kyk, nee, nou kom hy onder die bed uit. Maar as dit dag is, is jy bekommerd oor niks onder die bed nie, want daar's lig. Jy voel beter. Nou is ons ouer mense, wanneer lê ons of wanneer dink ons aan skuld? Ek moet nog dit betaal en dit betaal en dit betaal. 12 uur in die middag? Nee, sommer nie. 10 uur, 11 uur in die aand. Dan ja, ek het al hierdie skuld wat ek moet betaal. Die bank het gebel, hulle gaan my kar terugvat. Ek het al hierdie moeilikheid in die aand. Want in die aand is ons voel swakker. So pas op vir die aand, wees versigtig. Moenie in die aand gaan en sê buurman, geef my 'n pyl. Geef my 'n gifstokkie, geef my 'n gwaai, geef my 'n sigaret, wat ook al jou woord is. Moenie in die aand gaan en swak wees nie, wees sterk. So as jy opgehou het, jy gaan voel in die aande, dan gaan daai krywings, dit voel of hy harder kom, want jy kan nou nie meer om die huis gaan loop nie, jy kan nie meer buite gaan draf nie, jy kan nie meer ligte oefeninge in die huis doen nie, want die res van die mense slaap, en jy voel 'n bietjie meer gevange in die aand, so wees versigtig vir die aand. Daarso, julle is nog nie daarso nie. Julle was amper daar gewees. Waar het voel of julle gehok is. Waar die voeltjie daar buite die hok sit en die ene wat buite moet wees is binne en die een wat binne moet wees is buite. Maar dit gaan kom, onthou, en dis wat ek vir julle die hele tyd ek sê vir julle die goeie dinge en die slegte dinge, die maklike dinge en die moeilike dinge en ek gaan iewers te gaan dit voel of daai tronk wat ek was by sigaretrook, is nie so erg soos die tronk wat ek nou in is van nie rook nie, ek wil eerder hier uitkom. Moenie bekommerd wees nie, die deur is oop, ons kan uitkom, ons is veilig, moenie terugval in daardie groef nie, moenie gaan soek, wat was in die verlede, ons weet dit is verkeerd, julle al drie het dit gesê nou net, sigaretrook maak ons nie so mooi lyk nie, nie lelik nie, nie so mooi nie.
Moenie verveeld raak nie, kry vir jou iets om te doen. As ons verveeld raak, daar lê Garfield aan, en hy weet nie wat om met homself te doen nie. Moenie lê nie, staan op, gaan doen iets. Hou jouself besig. Moenie sukkel nie. Julle al drie is nog nie daar nie, maar dit beteken nie julle sukkel nie. Moenie sukkel nie. Dis net klein babietjies wat sukkel. Ons is groot mense, ons moenie sukkel nie. Ons moet oor dit kom. Dink daai positiewe gedagtes. Ek nou vandag 2 uur, né? Ja. 2 uur gerook, 2 uur gerook. 4 uur gerook, 2 uur gerook. Moenie vasstaar daarin nie. Moenie nou sê ja, wel nou gaan ek huis toe gaan en weer enetjie. Dan sukkel jy. Moenie sukkel nie. Kom verby jou sukkel. Kyk wat is die probleem? Identifiseer die probleem, identifiseer maniere om die probleem te oorkom en kom verby hom. Nou ons gaan 'n bietjie kyk vir as jy nou nog sukkel, as daar nog 'n probleem is. Ons moet onthou so volskaalse aanslag. Ons kan nie net halfpad aanval, ons moet heeltemal aanval. Nou, dinge waaroor ons bekommerd kan wees as ons wil ophou rook. Ek gaan gewig aansit. Nou die hartseer saak is ek wil amper vir julle sê dit gaan gebeur. Want nou rook jy nie meer nie, nou pesel jy 'n bietjie meer. So ons moet aktief dit teenwerk. Toe ek opgehou rook het ek definitief gewig opgetel, want ek het nie hierdie plan gehad nie. Ek het niemand gehad wat my gehelp het nie. Ek moes self daardeur kom. Maar ek het daai gewig opgetel en ek het later gesien, maar weet jy wat, hierdie gewig gaan weghardloop met my as ek nou 'n plan maak nie en ek moes so ek wil julle voorberei voor die tyd. As jy ophou rook, begin dadelik aan jou dieet te werk. Kyk hoe jy eet, moenie te veel eet nie. Want elke poontjie gaan deur die mondjie. Of jy kan so weeg. Daai is guaranteed beste results elke dag. Jy sal nooit gewig optel nie. Maar wie blaf jy? Blaf jy my? Ja, self. Jy blaf jouself. Moenie jouself blaf nie want dit is onnodig. Sy lê daar, sy glimlag daarso want sy sien die perfekte nommers op die skaal, maar sy blaf haarself want sy weet dit is nie waar regte gewig is nie. Wees dink die hele tyd wat gaan gebeur as ek onthou jy gister gesê wat ek insit is wat ek uithaal. Hierdie is gelyk aan hierdie. As ek slegte kosse insit, gaan ek slegte resultate kry, oorgewig en ongesond wees. So dink die hele tyd daaraan. Wat ek insit is wat ek uithaal. Kos, koeldrank, alkohol. Hoe gaan ek dit moet teenwerk? Ek gaan moet teenwerk want ek kan nie net slegte dinge insit. Nou gaan ek moet harder werk om dit teen te staan. Wat ek insit as ek begin oefeninge insit. Wat gaan ek kry? Wat se slegte resultate kry jy van oefening? Goeie resultate. So sit beter dinge in om beter dinge uit te kry. Nou pas op vir suiker, vetrige kosse en oormatige stysel. Nou ek het julle gesê van my dieet. Ek is nie op 'n streng plan nie. Ek hardloop nie 10 km 'n dag nie. Ek het daardie 3 goeters uitgesny. Suiker is dit nou en dan hier en daar en ietsie sal er nog suiker wees, maar ek het daardie dinge uitgesny. Ek maak nie myself, ek honger myself uit nie. Ek het net daai goed gesny, die gewig val af. Sny daai goeters uit of vermy dit of as jy dit moet gebruik, regtig baie minder. Moenie ooreet nie en vir die tweede bord gaan nie want wat gebeur? My maag staan so. Maag is vol, oog is toe, ek voel moeg want my maag moet deur al daai kos werk en ek dink nou nie meer reguit nie want daar's nie genoeg suurstof by my brein nie. Gebruik gesonder alternatiewe. Dis maklik, is goedkoop om by die takeaway shop te gaan en iets goedkoops te kry, is laaggaar gemaak, maar dis nie gesond nie. Dit gaan nie vir ons goeie resultate gee nie. So gaan kyk wat is gesonder. Ons hoef nie duur nie. Gesond beteken nie duur nie. Gesond beteken beplan wat gaan beter werk vir my. Nou hierso is 8 gesondheidswette en die akroniem wat ons gebruik is New Start. Die N staan vir nutrition, dit wat ons eet, ons voeding, dit wat ons kos. E staan vir exercise, oefening. Want jy kan ook nie net gesond eet nie, jy moet 'n bietjie oefen. Gee jou liggaam, help hom om homself te herstel. W staan vir water. Ons kan nie sonder water funksioneer nie. Ons moet water drink. Ons het dit nodig. En nou as ons wil skoon word, moet ons meer drink want ons moet help om die gifstowwe uit te was. Die S staan vir sunshine, sonlig. Hoeveel sonlig het ons nodig? Kan julle onthou?
10 tot 15 minute van sonlig op my vel. Pas op weer vir te veel son. Gaan staan julle in die koelte, kry 'n hoed, lang klere, moenie sonbrand smeer nie want dis weer gif van 'n ander soort. T staan vir temperance of matigheid. Wat het jou ouma, ek dink is meer oumas wat dit altyd gesê het, as jy gaan skep en jy skep so groot bord, dan sê sy, matigheid voor oë, Altyd. matigheid voor oë, jy moet beplan. Ek kan nie al hierdie kos is nie, gaan nie pas nie, ek gaan dit nie forceer. Ons moet matigheid, alles wat ons doen moet ons in matigheid doen, want te veel van 'n goeie ding is nie goed nie. Eers vars lug, dit wat ons moet inasem, ons skakel die sigarette uit en nou begin ons meer vars lug inkry. En as ons in plekke werk waar daar baie rook of fabrieke waar daar nie baie ventilasie is nie, ek moet uitbeweeg, ek moet 'n bietjie vars lug kry. Oor die naweek gaan soek vars lug as jy in die dorp is. R staan vir rest, rus. Ons moet rus. Onthou, rus 5 minute na elke uur en 'n half, rus aan die einde van die dag, 'n rusdag in die week en dan deur die jaar, miskien 1, 2, 3 keer as jy gelukkig is, 4 as jy baie gelukkig is, wegbreekkanse om 'n bietjie te rus. En dan sekerlik die belangrikste ene, T, trust, vertroue in God. Ons kan nie enigiets aanpak as ons nie ons vertroue in hom sit nie. Ons kan bid en sê Here, help my om hierdie probleem te oorkom, maar ek sit nie my vertroue in hom nie en weet jy wat gaan gebeur? Ons gaan sukkel. Want alles wat ons doen met hom, kom ons by meer sukses uit. Daar's 'n baie mooi vers in die Bybel wat sê, ek is tot enigiets in staat. Dan stop die vers daar. Nee. Deur hom wat my die krag gee. Ek is tot enigiets in staat deur hom wat my die krag gee. Okay, so ek kan op 'n hoë berg gaan staan en ek kan gaan afspring en ek kan vlieg, nee. Nee, want deur hom wat my in staat stel, dit wat is in sy wees, dit wat hy vir my wil hê, dit kan ek enigiets doen. Dit wat ek wil van die gebou of van die berg afspring, dit het niks met God uit te waai nie. Hy wil nie hê ons moet dit doen nie. Hy wil hê ons moet gesond lewe. Minder sonde in ons lewe. As ons begin met 'n verhouding met hom, ons kan nie 'n verhouding met hom hê sonder kommunikasie eerstens met hom nie, en dan tweedens, dit is soos 'n vrou sê vir haar man, ek wil hê jy moet jou kouse optel en in die wasgoedmandjie gaan gooi. Maar ek praat met haar en ek's lief vir haar en ek koop vir haar chocolates op haar verjaarsdag, maar ek gooi my kouse daar neer. Maak die chocolates dit weggaan. Nee. Sy wil hê ek moet die kouse wegvat. Wat gaan maak dat ek haar gelukkig maak? Ek moet my kouse wegvat. En wat sê God vir ons? Hy sê vir ons en hy gee vir ons die belangrikste werk wat die heelal nog ooit gesien het. Hy sê, gaan uit na die wêreld, gaan verkondig. Ons kan nie vertroue in God hê en nie 'n verhouding met hom hê nie. Ons kan nie vertroue in God hê en nie werk saam met hom in dit. En as ons daai verhouding begin bou, dan gaan die werk outomaties uit ons uitvloei. Want ek het my vrou geken, sy wil nie ek met my kouse daar neergooi nie. Maar ek het haar mos geken. Maar ons moes saam gebly het, ons moes 'n verhouding gebou het, laat ek haar en toe verstaan ek, ek het die kouse moet nie hê nie. Nou sit ek net so agter die bank waar sy dit nie kan sien nie. Nee. Ek moet nie dit doen nie. So ons begin daai vertroue in die Here plaas. As ek 'n besluit maak, as ek sê Here, U wil hê julle is hier om op te hou rook. U wil hê ek moet ophou rook. Ek sit my vertroue in U. Ek is hier om die besluit te maak. Ek is al 4 aande in 'n ry hier om te luister na al die inligting. Ek vertrou dat U my sal help. Sit jou vertroue daar. As jy daai sigaret wil optel, dink by jouself, van wie vertrou jy nou? Vertrou ek aan hom? Vertrou ek aan myself? Vertrou ek aan die enetjie met die horingkies? So nuw start. Baie maklik om te onthou. Dan kan ons weet ons lewe gesond. Net vinnig weer die piramide. Die meeste porsies, 6 tot 11 porsies, grane, brood, rys, 3 tot 5 porsies, groente, 2 tot 4 porsies, vrugte, miskien so 1-2 porsies, die suiwel, eiers, bone, neute, gedroogde vrugte, en dan ons hoef nie, maar as ons moet die heel minste,
die vetrige kosse, die botters, die koek, die chocolates, die lekkernye. Ons hoef hom nie, maar as ons hom moet hy die minste wees van die eet. Nou, toe God mens gemaak het hy was baie slim geweest, hy het ons uniek gemaak. Hy het party mense slim gemaak, soos Jaco daar agter. En hy het vir party mense gesê, weet jy wat, jy gaan goed werk met gereedskap, soos ek. Ek is nie baie slim nie. Maar hy het gesê, Jaco moet kan eet, gesond eet, en hy het gesê, ek moet gesond eet. Nou, ek sê dieetkundige nie, ek verstaan nie hoe werk kos nie, ek weet nie hoeveel minerale is en wat nie, ek verstaan dit nie. Ek is nie slim genoeg om dit ooit te verstaan nie. Maar ek moet gesond kan eet. En hy sê vir my, weet jy wat Nico, ek gaan vir jou dit maklik maak. Ek gaan vir jou kleur gee in kos. Nou kyk nou net gou daarso is die bone daaronder. Daar's 'n paar strawberries, wortels, brood, gedroogde vrugte. Kyk na die volgende ene. As ons vrugte, wat sien julle wat maak dit verskillend? Kleure. As jy nie weet hoe om te beplan nie, kry balans in die kleure in jou bord. Jy kan nie spinasie en blaarslaai en komkommer eet vir aandete nie, want dit is groen. Jy moet verskeiend kry in kleure, want daardie kleure verteenwoordig wat is in daardie voedsel. Die minerale, die voedingsstowwe wat in hom is in daardie kleur vasgekeer. So ons hoef nie slim te wees, ons hoef nie dokters te wees om 'n gesonde maaltyd te beplan. Al wat ons moet doen is kry balans in die kleure. Daar gaan ons oor na die vrugte toe, kyk hoe mooi is dit, kleure. Selfs in die dinge soos appels. Daar's verskillende minerale in appels. Daar's groen appels, daar's geel appels, daar's rooi appels, daar's rooi druiwe, daar's groen druiwe. So dit is maklik, kry net daai verskeidenheid van kleure in jou bord. Nou ek wil julle nie almal vegetariërs maak of wat ook al nie, maar ons moet 'n bietjie begin beplan, wat eet ons? Ek eet vleis, so moenie dink ek probeer heilig wees hierso nie, maar ek begin al hoe meer en meer te dink, wat is dit wat ek in my mond insit as ek eet? Nou, dierlike voedsel, dit wat ons uit diere uitkry, so suiwel en vleis en sulke dinge, so dis hoog in versadigde vette en cholesterol. As jou cholesterol hoog is, eerste ding wat die dokter vir jou gaan sê, jy moet afsny met die vetrige kosse. Daar's 'n oormate van proteïene en dit roof kalsium uit jou bene. Onthou ek het julle gister gesê, as jy melk drink, melk is nie regtig 'n oorsprong van kalsium nie. Nou as ons te veel vleis eet, onthou ons is nooit. God het ons nie gebou om vleis te eet nie. Hy het vir Adam en Eva gesê, hy het gesê eet van al die bome in die tuin, behalwe van die een in die middel. En dit was die mense dieet gewees, is vrugte gewees, van al die bome. Na die sonde, toe sê hy, wel, nou kan julle gaan, en julle kan nou van hierdie goeders wat nou laag hier op die grond is, die groente en die bone en sulke dinge, daar nog nie vleis gewees nie. So vir duisende jare het mense plante geëet, plantmateriaal. En na Noag, toe Noag uit die ark uitgaan, toe sê hy vir hulle, en ek weet nie of julle al die vers al gelees het, en toe sê hy, ek het vir julle die beste beloning ooit, Noag, ek gaan vir julle hierdie ding gee, wat so lekker is vleis. Nee, hy het nie dit gesê nie. Hy sê, en in Engels sê dit eintlik die beste, dit sê, go forth and consume the beast. En ons moet dit lees met die regte manier wat hy het sê. Hy het nie gesê, go forth and consume the beast nie. Hy het gesê, go forth and consume the beast. Want die mense het nou al vir hoeveel jare, terwyl hulle offer bring, ryk hulle daardie vleis op die offeraltaar, en hulle begeer dit. Hy sê vir hulle, gaan eet dit nou maar. Hy het nie gesê dis 'n beloning nie, maar dit word bygevoeg. So, maar dan maak hy 'n duidelike onderskat in watter kan ons eet. Hy sê daar's rein vleis en daar's onrein vleise. En as jy onrein kosse eet, kom ons sê prons. Dit gaan jou nie sondig maak nie. Dit gaan jou nie maak dat jy nie in God se teenwoordigheid kom nie. Dit is ongesond. Wat is prons? Dis 'n seekakkerlak. Jy het nie kakkerlakke by jou huis nie. Hoekom sal jy 'n seekakkerlak? En God het gesê, moenie hierdie ene eet nie, want hy maak skoon.
Hy het gesê, moenie roofdiere eet nie. Hoekom nie hoekom moet ons nie leeu's en honde eet nie? Want daai goeters eet ander diere, eet karkaste, vrotvleis en goeters. Hulle gestelle is gemaak daarvoor, nou eet ek hom, maar ek stel nie gemaak daarvoor nie. En die vark. Vark, hoekom moet ek nie, weet jy hoe lekker is vark? Maar gaan kyk na 'n vark se gewoonte. En 'n vark is 'n skoon dier. Ek sal nooit sê 'n vark is 'n vuil dier nie, maar 'n vark is bereid om vuil te wees. Waar ander diere verkies om nie vuil te wees nie. Vark kan ook nie sweet nie. Vark sweet nie. Vark, wat gebeur as jy sweet? Al jou gifstowwe skei jy uit en 'n vark neem dit net in sy vel op of in sy vesel op en wat doen ons? Ons eet dit. So daar's 'n hele paar dinge wat verkeerd is met dieremateriale en dan nou as ons nog verder gaan na die onrein goeders toe, maar ons is nie gemaak om vleis te eet en daarom as ons vleis eet en as ons te veel daarvan eet, dan sukkel ons liggame om dit af te breek. Want alles onthou ek gesê is 'n brein hierso en as 'n brein hierso. Hierdie brein word dan moeg want hy sukkel om daardie vleis af te breek want hy's nie regtig gebou daarvoor nie. Nou trek hy kalsium uit jou bene uit om te help om hierdie proses aan die gang te sit. Plant met dierlike voedsel verhoog die risiko van hartkwale, kanker en parasiete. Nou daai parasiete ene is as jy vuil vleis wat besmet is of suiwel wat afgegaan het, dan kan jy parasiete daarvan af kry en dan die onrein kosse. As ons gaan kyk na hulle is ryk in parasiete. So die Here het baie slim gewees toe hy vir ons oorspronklike dieet gegee het. En dan in dierlike voedsel, dit wat ons uit diermateriaal uit kry, uit vleis en uit suiwel uit, geen fytochemikalie. Nou fytochemikalie is 'n baie komplekse ding, maar die maklikste wat ek dit vir julle kan verduidelik is dis chemikalie wat in kos is, sodra ons dit eet, dan help dit om kos af te breek. So ek sit 'n appel in my mond in en hy help om homself af te breek. Ek sit 'n hoenderboutjie in my mond in, hy het niks nie, my liggaam moet daarin afbreek. Ons oor na plantaardige voedsel toe, plantmateriaal voedsel, geen cholesterol, niks, 0, zilts. Dit sê hoog in vesel. Wat is daai advertensie? Dit was baie jare terug. Guess you got it all this morning, guess you got it all today. Hulle sit vir ons vesel in ons graankosse want dit is gesond vir ons spysvertering. Nou plantaardige voedsel is ryk, is hoog in vesel. Voordeel nommer 3, laag in vet. Nie vetvry nie, laag in vet. As ons kyk na goeder soos die bone en die neute, daar is nog steeds vette in, alhoewel dit goeie soort vet is, te veel van 'n goeie ding is nog steeds nie goed nie. Matig in kalorieë, so daar is nog steeds kalorieë in, maar is matig. En dan die laaste ene, ryk in fytochemikalie. So daar's genoeg van daardie chemikalie om te help om dit af te breek sodra ons dit binne ons sit. Kyk gou vir my na daai foto. Wat is fout met daai foto? Hy hang nie in my garage nie. Nee, dis nie wat fout is met hom nie. Behalwe vir die feit dat dit 'n baie kort blokman daai is, of ek dink hy's 'n blokman, is dit 'n baie groot beeskarkas wat daar so hang. En toe ek die rookstak hier in Pietersburg aangebied het, laas jaar of jaar daarvoor, toe ek so na die gehoor sit en kyk, sit die beesboer daar en die hoenderboer sit daar. En ek kom by hierdie skuif en ek dink, nou gaan die boere vir my doodmaak. Maar ek moet die waarheid gee. En daar spring 'n oom op, hy sê, daai kom van Brasilia, daai is Brasiliaanse beeste. Ek worry nie waar daai bees vandaan kom nie. Daai is abnormaal groot. So, vleis is vol antibiotika en vol groeihormone. Nou daai antibiotika, eerstens nou word ons sisteme immuun teen antibiotika. Dis hoekom as jy dokter toe gaan, elke keer is dit daar's 'n nuwe naam en 'n nuwe naam en 'n nuwe naam. Hulle hou nie op om antibiotika te ontwikkel nie, want ons word immuun teen daai ene, nou moet ek 'n nuwe ene kry, want ek kry antibiotika as ek by die dokter is, ek kry antibiotika as ek slaghuis toe gaan. Jy moet daar antibiotika by die slaghuis te kry, maar ek kry dit in daardie vleis. En dan die groeihormone, dit maak laat ons anders te ontwikkel. Dogtertjies ontwikkel baie vinniger as dit hulle veronderstel is om te ontwikkel. En mans, ek is anderste. Jaco het 'n vol baard. Ek is soos 'n Indiaan, ek het 'n Apache baard. So 'n Apache en 'n Apache daarso, weet so.
En dit is hormone. Dis hormone wat as ons hoor van nou deesdae, dit is maar bietjie meer algemeen onder die vrouens, hulle is op hormoonbehandeling want daar's 'n wanbalans. Waar kom daardie wanbalans vandaan? Van dit wat ons eet. Daardie karkas is so groot want daai ding is gespuit met groeihormone en antibiotika. Nou net vinnig op die antibiotika. Ek het braaikykens gehad so 'n paar jaar terug en ek dink op dag 4 of dag 5 kry sy eerste antibiotika. Daai hoendertjie is nie siek nie, maar hy kry antibiotika want 'n dier wat siek is, sit en rus, hy wil nie eet nie. 'n Dier wat sit en rus en nie eet nie, word nie vet nie. 'n Dier wat nie vet word nie, kos geld vir te lank. Ons soek hom so vinnig en moontlik groot en vet dat ons hom kan slag. En daarom word hulle groeihormone en antibiotika gespuit. So dis wat ons eet. So ek sê nie hulle moet vegetariërs word nie, maar ons moet 'n bietjie begin dink, wat eet ons? Waar kry ek my vleis vandaan? As ek dit net hier by die slaghuis koop, dan weet ek glad nie waar kom dit vandaan nie. Ek vat maar ou Koos hier by die slaghuis se woord dat dit kom van 'n plaas af waar daar gesonde 'n plaas is waar die diere 'n bietjie kan rondloop en maar ek moet sy woord vat daarvoor. So ons moet 'n bietjie begin dink, wat is dit wat ons in ons liggame insit? Nou gaan ons oor na die oefeninge toe en dan se begin praat oor die oefeninge. Ons moet oefen. Want oefeninge help ons met ons bloedsirkulasie. Wat doen bloed? Dit vervoer die suurstof soos ons gesê het na ons liggaam toe. As ons kort daai goeie sirkulasie, as ek nie goeie sirkulasie het nie, het ek nie goeie suurstof nie, dan funksioneer ek nie reg nie. Dit groei in ons spiere, dis outomaties, dis natuurlike, ons het dit geleer op skool, as jy oefen, bou jy jou spiere. Dit help ons met ons senuweestelsel. Nou, senuwees, dit verbeter jou waaksaamheid, so senuwees hoe jy reageer, verbeter die gevoel van welstand, so hoe ek voel, nie net van hoe ek voel vandag, ek voel 'n bietjie verkoue nie, hoe ek voel, hoe ek dink oor myself. Dit verlig angs en depressie, dit verminder spanning en verbeter die kwaliteit van jou slaap. En dis alles in jou senuwees. En dan jou immuunstelsel, die bloedselletjies wat siektes en kieme beklei, as ons genoeg oefen, raak ons immuunstelsel baie sterker. Waterinname, hoeveel water moet ons drink 'n dag? 4 tot 6 glase 'n dag. 6 tot 8 glase 'n dag. Tannie is miskien op 4 tot, maar druk vir daai 6 tot 8 glase. Hoeveel gaskoeldrank moet ons drink 'n dag? Niks. So min as moontlik, as jy moet, so min as moontlik. Want gaskoeldrank bevat 10 tot 12 teelepel suiker per blikkie. Jy gooi nie soveel in jou koffie nie. Ek doen ja. 10 tot 12 lepels in jou koffie. Ja, dit hang af hoe sterk hy is. Ja, jou koffie is heeltemal sterk. Jy moet daai koffie heeltemal sny. Right, volgende ene, sonskyn. Hoeveel sonskyn het ek op my vel nodig per dag? Maksimum 15 minute. 10 tot 15 minute. Jy kan meer kry as jy dit kan hanteer, kan jy meer kry, maar ons moet verstaan, ek kan my liggaam dit hanteer. Ek het breinarms en daar is wit. Hierdie arms kan amper heeldag in die son wees, want my vel het dit gewoond geraak. Oom kan nie baie tyd in die son spandeer nie. Sien, oom Andre het 'n wit vel, so hy brand pink en dan dop hy af en dan is hy weer wit. Ek brand en uiteindelik dan begin ek so 'n bietjie te vervel. So ons moet ons liggame verstaan. Ons ken ons liggame teen nou al. Ons weet wat ons kan hanteer. So, maar moenie gaan kyk hoe lank jy in die son kan bly nie. 10 tot 15 minute is goed genoeg, maar as jy 'n bietjie langer kan bly, dan kan jy dit gebruik. Vars lug, vars suurstof, dit wat ek inasem, dit bekragtig die bloed. Dit maak jou bloed beter. Dit ontspan jou brein, want nou kry jy die regte suurstof in jou brein, dit wat jy nodig het. As jou brein alles kry wat hy nodig het, dan is hy gelukkig. Dan kry jy nie kopseer nie, jy kry nie migraines nie, jy raak nie moeg nie. Dit dood kieme. Wat maak nog kieme dood? Kan jy onthou? Sonskyn. Help om jou longe te reinig, verbeter jou immuunstelsel. Stadsrookmis, daar so as jy bly waar, soos vir ons is wat baie meer karre wat rondry daarso. Ons hoor die hele tyd hulle, ons ry op die pad en ons is in daai rook, veroorsaak hoes, bronkietis, sinusitis, emfyseem en dan selfs tot kanker. So kom uit dit uit as jy kan, kry vir jou genoeg vars lug. Matigheid, onthou, moenie ooreet nie, moenie
oordrink nie, kry alles matigheid. Ken jou liggaam, gee vir hom genoeg. Nou, hoe om verslawing nog te oorkom? Dink aan die negatiewe resultate van jou verslawing. Julle is hierso vir sigarette hierdie week, maar ons het ander verslawings ook. Jy klink vir my so 'n bietjie borderline selfoonverslawing. Ja. Daar's 'n verslawing. Ek sien heeltyd op die foon. Oom Andrei hy's 'n workaholic. Dis 'n verslawing daai. Ek weet nog nie wat tannie sin is, ek kan tannie nog nie so opsom nie, maar ons almal het ons verslawings. Gee vir my sit vir my 3-4 goeie movies op die TV en ek kan die hele dag voor die TV sit. Verslawing. Nee, Ek hoes nie. Ek hoes nie daarvan nie. Ek hoes nie van die TV kyk nie. Jy kan dit nie ryk aan my nie. Wel, dit hang af hoe stil ek sit en hoe ek so het, maar daar is effekte daarvan. As ek wat het ons gister gesê, sit less, move more. As ek die hele tyd sit en ek sit voor daai TV, dan my bloed sirkuleer nie. So daar's negatiewe effekte van elke verslawing. Onthou ons het 'n gesê, wat is die definisie van 'n verslawing? Ek doen dit wat nie goed is vir my nie, ten spyte van dat dit nie goed is vir my nie, en dit begin my lewe te regeer. Weerstaan daardie versoekings, vervang jou gewoontes met beter gewoontes. As jy val, of as jy faal, as jy misluk, wat moet jy doen? Staan op, probeer weer, moenie moed opgee nie. Vir my alle situasies wat jou verslawing kan aanmoedig, situasies sal wees soos rugby by Pizza Huis, waar ons weet daar word gedrink en gerook, by die werk aan die rokerskringetjie, hierso by die oord, ek weet nie waar sit julle en rook nie, vir my daardie situasies en daardie plekkies heeltemal. Kry ondersteuning by jou familie en goeie vriende. Nie vriende nie, kry ondersteuning by jou familie en goeie vriende. Want as 'n vriend vir jou sê, jy kan nie ophou rook nie, is hy nie 'n goeie vriend nie. Kry ondersteuning by daai goeie vriende. Vertrou in goddelike krag om jou gewoontes te oorkom. Dis daai trust, daai hele haastene. Vertrou in goddelike krag. As ons begin regtig, vertrou in goddelike krag. En die vers in die Bybel sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sê jy vir daardie berg sê om te skuif van daar. Nou as jy gaan om vir die berg te sê om te skuif van daar na daar, en jy staan nie met 'n graaf in jou hand nie, as jy nie gereed met geloof nie. Want die berg gaan nie opstaan en loop nie. As jy daai berg moet skuif, dan sê jy kom ek help jou solank jy aan die onderkant. Jy moet gereed wees om daardie vertroue in dit te vat. As jy bid vir reën, as jy by die kerk kom en jy het 'n biddag vir reën hierso in Naboomspruit van die boere kry baie swaar en jy kom nie met 'n sambreel nie, dan het jy nie geloof nie. As ons begin daardie vertroue in goddelike krag sit en verstaan wat goddelike krag kan doen, dan gaan ons begin dinge sien skuif in ons lewe. So sit daai vertroue in God, hy kan. Slaap, ons hou van slaap, ek hou van slaap. 7 tot 8 ure se slaap per dag. Ek nou vergeet eintlik vanaand om vir julle die skyfie te wys van slaapmeet. Ek sal dit vir julle môre wys, maar ons moet goeie kwaliteit slaap kry. Eet jou laaste maaltyd ten minste 4 ure voor slaaptyd. Hoekom? Want as ek gaan slaap met 'n vol maag, my maag gaan sê maar wat doen ons nou met die werk hierso? Ons moet hierdie werk klaar kry. My kop begin te slaap, maar my maag is besig. Terwyl my maag besig is, sy brein stuur suurstof. Bloed pomp en my liggaam werk terwyl ek dink ek slaap. So eet jou laaste maaltyd ten minste 4 ure voordat jy gaan slaap. En is die voordeligste om teen 10 uur, op die laatste. Teen 10 uur moet jy in die bed wees. Hoekom? Want ons kort daai paar ure se slaap voor 12, want dan tel dit as 2. Vir my alkohol, nikotien en koffie, slaap met 'n groot oop venster oop. So kyk dat jy vars lig in die kamer in kry. Nou sit ons 'n dakwaaier aan of so en ons voel koel lig en ons dink dis vars lig. Daar's 'n groot verskil. Sodra jy begin slaap en jy asem suurstof in en die koolstofmonoksied uit, dit begin die kamer te vul. Ek sien dat ek gaan kyk hierdie gebou, soos hierdie gebou nou vensters daarso. Maar dit is nie meer in ons boukodes dat daar moet, ek weet nie wat sit in Afrikaans nie, airbricks. Al die ou huise het altyd airbricks ingehaal, daar moet vars lug inkom. Dit word nie meer gedoen nie. Ventilasiegate, ja.
dit word nie meer gedoen nie. So, maak 'n venster oop so groot as moontlik, laat daar kan vars lig inkom. Gaan met 'n rustige gemoed bed toe. Jy kan nie kwaad bed toe gaan nie. Nou, die ouer garde gaan met my stry hierso, maar is heeltemal okay as hulle stry. Ek het 'n anderste filosofie oor hierdie, gaan met 'n rustige gemoed bed toe. Nou beklei jy en jou man, ek en my vrou. Wanneer beklei jy? Jy beklei nooit 8:00 in die oggend. As jy 8:00 in die oggend beklei, het jy nie genoeg slaap gehad nie. Jy beklei nie vroeg in die dag. Jy beklei altyd hierso 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, dan beklei jy want jy's moeg, jy's geïrriteerd. En wat gebeur? Nou sê oom Andrei en oom Andrei se, dis nou moeilik, jy moet iemand met 'n ander naam kry. Maar julle garde sê moet nooit kwaad gaan slaap nie, jy moet hierdie ding uitsorteer. Nou beklei jy, nou is dit al 11:00, maar al twee is reg. Ek meen, daai vrou wil nie erken sy is verkeerd nie, want 'n man is nooit verkeerd nie. Nee. Maar nou beklei ons, en ons beklei, want ons is nie verkeerd nie. Nou is ons so moeg en geïrriteerd, nou beklei ons nog selfs meer. En ek het 'n ding in my huis ingebring, as ons beklei, dan sê ek, weet jy wat? Klaar beklei. Nou gaan slaap ons slaap in dieselfde bed. En weet wat gebeur môreoggend? Jy het vergeet jy's kwaad. Jy vergeet hoekom jy kwaad. Maar kom in die bed, gaan slaap. Moenie probeer die ding uitbeklei nie, want jy wil nie tot op 'n kompromie. As jy nie 'n kompromie kan maak en sê, my vrou, ek sal maar die skuld vat op hierdie ene, ek is jammer. As jy nie 'n kompromie kan maak nie, kom tot 'n punt waar jy sê, kom ons slaap. Klim in dieselfde bed. En ons is kreature van gewoonte. So ek kan nie slaap raak, dan draai ek om en dan hou ek my vrou vas. As ek my vrou vashou, dan vergewe my somme, want ek het nou die eerste, ek het hom ons gesê, ek is jammer amper daar. Môreoggend dan weet ons eers ons is kwaad gewees mekaar nie. So, maar gaan met 'n rustige gemoed bed toe. As jy nie daai probleem kan uitsorteer nie, gaan raak rustig, klim in die bed, kry daardie slaap. En Jesus sê vir ons, kom na my toe, party van julle. Nee. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal kyk of ek vir julle rus kan gee. Nee, ek sal vir julle rus gee. Dis nie miskien nie, kom ons kyk of was jy soet gewees vandag of hy sê as jy swaar gelaai is, as jy belas is, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. Maar dan kom ons na hom toe, ons is swaar gelaai en ons sê Here, help my met hierdie probleem. Ek sukkel by die werk met hierdie en as ek klaar gebid en almal gesê dan gaan sit ek voor my rekenaar en ek probeer daai probleem oplos. Het ek na hom toe gekom? Nee. Ek het na hom toe gekom en weer die probleem saamgevat. Bring jou probleme na die Here toe. Hy sal ons help daarmee. Ook daar is ons skyfie oor slaap. Nou hierdie is 'n grafiek oor van my slaap. Ek kan hy het nie datums nou nie daarop nie. Nou as jy so kyk daarna, daardie oranje is wakker tyd. Dan het ons gesê REM, rapid eye movement, core slaap en dan diep slaap. So eintlik wil ons in hierdie onderste twee kategorieë 8 ure kry. Ten minste 8 ure kry. Nou julle sal sien daarso, ek raak aan die slaap 22, 23, so 23 minute oor 10. Die volgende ene is daar waar ek wakker word, is die volgende oggend 2 minute voor 5. So kom ons sê dis 10:30 wat ek in die slaap geraak het. 11:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6,5 ure. Dis dan amper daarso, nee, ja, dis 6,5 ure, is amper 8 ure. Nou kyk net na hierdie selfde aand. Daar's net meer inligting. 6,5 ure wat ek in die bed was, wat ek gedink het ek slaap. 24 minute was ek wakker gewees. Daar's daai halfuur gone. Nou is ek op 6 ure. 1 uur en 16 minute was ek in REM gewees. My oë het so gemaak terwyl ek geslaap het. Nou is ek op 5 ure. Minder as 5 ure. En core slaap 4 ure en 15 minute, diep slaap 40 minute. So ek het eintlik 5 ure se goeie slaap. Maar het gevoel of ek was vir 6,5 ure in die bed gewees, ek het geslaap. Ek het nie, want ek gaan kyk na daardie resultate, ek kyk na wat het gebeur. So moenie dink omdat jy 10 uur in die bed klim en 6 uur opstaan, jy het al daardie ure geslaap nie. Jy het nie. Daarom moet ons vroeër in die bed gaan klim. As ek nie kan môreoggend later slaap nie, dan moet ek nog vroeër in die bed klim, laat ek genoeg tyd het vir my slaap. Vertrou op God.
Ons gaan nou terug na daai goddelike krag toe. Wat kan gebeur as ons op die Here vertrou en wat gebeur as ons nie op hom trou nie? As ons nie op hom vertrou nie. Onopgeloste probleme lei tot angs, depressie en slaaploosheid. Nou, weet julle wat sê een hoofrede hoekom mense kerke verlaat? Nie oor teologie nie oor die Here wat hulle teleurgestel het nie, oor ander mense. Piet het vir my gesê ek is vet in 1992 en daarom gaan ek nie meer kerk toe nie. Mense wat ander kritiseer en beoordeel. En ja, iemand kritiseer jou en dan los jy die kerk. Daardie persoon wat jou kritiseer, Piet wat gesê het jy's vet, het 'n grappie met jou gemaak, het iets anders te bedoel. Jy gaan nie meer kerk toe nie. Waar sit Piet elke week? In die kerk. Hy het nie die kerk verlaat nie. Wie lei skade hieronder? Piet wat gesê het jy's vet of jy? Jy. Want jy kan nie by die samekoms van die heiliges kom, daar waar die Here gesê het ons moet wees nie, want Piet het in 1992 gesê ek is vet en daarom sal ek nie weer my voete in daai kerk sit nie. Want ek sit met hierdie onopgeloste probleme. En vir al hierdie jare loop ek met daardie probleem, want Piet het dit gesê. Piet gaan elke week kerk toe, Piet het 'n verhouding met die Here, Piet se lewe gaan aan en hy salig onbewus van dit wat jy met mee sukkel. As jy nie vir Piet kan vergewe nie, gaan na Piet toe en sê Piet, kan jy onthou 1992 het jy gesê ek's vet? Dan sê Piet, nee, ek het nie dit gesê nie. Ek het gesê, yes, jy's groot in hierdie gemeenskap. Hy het nie gesê jy's groot nie, hy het gesê jy's groot in die gemeenskap. Hy het jou 'n kompliment gegee, jy het verkeerd gehoor. En vir al haar jare sit jy by die huis en jy gaan nie kerk toe nie want jy het gedink Piet het gesê jy's vet. Laat daai probleme gaan praat dit uit. As jy nie met daai persoon wil praat nie, laat die probleem dan gaan. Accept what you cannot change and change what you cannot accept. Een van daardie twee, jy kan nie hier in die middel val nie. Dit verswak jou immuunstelsel. Van 1992 af raak jy siek want elke dag dink jy wat Piet vir jou gesê het. Dit kan lei tot psigomatiese siektes. Dit wat jy dink Piet het vir jou gesê, maak vir jou mal. En Piet weet nie eers daarvan nie. Veroorsaak emosionele spanning. En ons kan nie met daai probleme rondloop nie. As jy vir Piet kan vra om vir my jammer te gaan sê nie, gaan vra vir die Here, help my, laat ek vir Piet vergewe, laat ek kan aangaan met my lewe. As ons op die Here vertrou, lei tot innerlike vrede. Daarso sê Jesus, hy sê, kom na my toe almal wat moeg is, wat swaar gelaai is, ek sal vir jou rus gee. En hy sal vir ons vrede gee, want hy sê, my vrede laat ek julle na. Ek's 'n Christen, ek wil amper sê ek's 'n goeie Christen. My lewe is nie perfek nie, dit is swaar. Ek worry nie. Want elke keer as dit swaar gaan met my, dan sê ek's daarom op die regte pad. Want die duiwel hou nie van dit wat ek doen nie en daarom ry hy vir my. Elke keer as ek in 'n probleem kom, dan sê ek, dankie Here dat ek nog steeds U volg, want ek sien die duiwel is alweer op my keus. En dan gaan ek aan met my lewe, want ek vertrou op die Here. Probleme is probleme. Die probleme moet hulle self uitsorteer. Jy ontvang krag om te vergewe. Nou dat jy 'n verhouding met die Here het, dan sê jy, ja, weet jy wat, ek gaan nou vir Piet net vergewe. Ek gaan nie eers dit verder nie. Ek gaan na Piet toe gaan, ek gaan weer kerk toe gaan en ek gaan aangaan met my lewe. Dit bring liefde in die huis en dit help om traumatiese gebeure te hanteer. Net omdat ek my vertroue op die Here sit. Rus, ons almal hou van rus. Hierso is nie 'n probleem nie. Ons almal hou van rus. Nou rus, elke keer as ons rus, dan kry ek skep nie asem nie. Ek voel nie net beter omdat ek nou 'n bietjie sit nie. My liggaam begin te herstel. Want as ek dit die hele tyd doen, dan brand my arms. As ek gaan rus, dan herstel my arms. As jy in die gym ingaan en jy druk daai swaar gewigte, môre dan voel jy, maar ek is seer. Want jy het jou spiere seer gemaak, jy het dit geskeur. Jou spiere laat sure uitkom. Maar wat gebeur as jy daai yster so gedruk het oor 'n week, dan is jy sterker. So as jy rus, dan herstel jou liggaam. Gee jou liggaam soveel moontlike herstelkans. So lees 'n boek, gaan stap. Dit is alles dinge om jou laat rustig voel. Rus is nie gaan sit op die bank en kyk TV vir 10 ure nie. Rus is doen iets wat jou gemoed laat beter voel. En dan onthou het gesê, die Here het gesê, 6 dae sal jy werk
Die 7de sal jy rus. Dis nie onderhandelbaar nie. Ons moet rus. Daai een dag 'n week moet ons rus. Son skyn het ons gesê 10 tot 15 minute per dag op jou vel en pas op vir sonbrand. Kry daai venster, laat dit inkom en val op jou vel. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na die gevare van rook. Nou rook het ons altyd gedink, dis lippe, tong, tande, mond, keel, longe en dan stop dit daar. Maar as ons daarso kyk, is dit reg deur die liggaam. En daarso heel hier regs onder in die hoekie, wat sien julle daarso? En as iemand sê 'n fetus, dan gaan ek regtig my rekenaar oppak. Daai is 'n klein babietjie. En as ons rook terwyl jy swanger is, ek weet nie wie van julle beplan om swanger te wees nie. Enigiemand? So as jy nie beplan om swanger te wees nie, vat hierdie inligting, jy gaan dit vir iemand anders te gee. Rook affekteer my hele liggaam en so ook die baba van 'n persoon of van 'n dame wat rook, maar nie alle persone kan swanger word nie, net dames kan. Nou, die mond. Gaan 'n bietjie kyk. Vrot longe en vrot are en alles gesien. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na die mond. Mooi gesonde pearly whites? Nee. Nie. Tande moet nie so lyk nie, maar ons tande, soos ons rook, gaan dit agteruit en elke dag sien ek dieselfde gesig in die spieël en ek sien nie regtig hoe gaan my tande agteruit nie. Mondkankers, ek doen nie toe ek in Marlof die ding doen, die sien ek hier sit 'n tannie so, sy maak so. En ek sê kyk tannie, kyk, sy sê nee, ek kan nie kyk nie. Nou hier is nog mooi prentjies, daar kan jy aan die binnekant van die mond sien, so 'n bietjie rooi, so 'n bietjie wit, so 'n bietjie geswel. Mond moet nie heeltemal so lyk nie. Hy moet glad nie so lyk nie. Daar kan jy sien hoe begin daai tong so wit te word soos hy doodgaan en wegvrot. Daardie is nie sy tong nie, alhoewel dit soos sy tong lyk. Dis sy tong wat hier by die kant van sy mond uit hang, is sy mond wat wegvrot en daar so begin 'n vergroeisel daar uit te groei. Maar daai lyk soos 'n wat, soos 'n Indiër, né? Dis 'n Indiese probleem daai, dis daarom nie 'n Suid-Afrikaanse probleem nie. Daarso is tande en jy kan sien daarso hoe die tandvleis begin so wit raak, dit moet nie so lyk nie. Daar's die tong wat wegvrot, dit moet nie so lyk nie. En daar's nog eene wat die wang en die keel so begin wegvrot. Maar hierdie lyk soos 'n Pakistani, né? Dis 'n Indië en dis 'n Pakistaniese probleem, ons hoef daarmee te bekommer nie. Ons sigarette in Suid-Afrika sal dit nie doen nie. Verkeerd. My pa neem 'n persoon uit die mission uit, gee vir hom werk en die persoon later aantrek in sy werkswinkel in. En my pa se besigheid gaan 'n bietjie trek 'n bietjie swaar en hulle gaan na 'n kleiner werkswinkel toe. Boet trek van die werkswinkel af in my pa se garage in en hy bly daarso. Maar Boet het kanker hier in sy keel, mond iewerste. My pa het begin om te help, vat hom hospitaal toe vir behandeling. Hy sny 'n deel van sy tong uit, maar Boet gaan net agteruit en agteruit tot op die einde van die dag waar Boet in my pa se garage lê. Hy kan nie self beweeg nie. Hy's so siek. My pa self het longontsteking in die hospitaal. Ons om my pa gaan kuier en ek sê vir Boet, ag Boet, kan ons nie net laat die ambulans jou kom haal nie, laat jy net na die hospitaal toe vat, jou net 'n bietjie help, dat jy net weer op die been kan kom en kom hier terug. En Boet sê nee, is reg. En die ambulans kom daar om vir Boet te kom kry en hulle vat sy komberse so en hulle tel hom op die ambulansbed. En soos hom neersit, nou hy lê hier so, ek's gereed om saam met hom uit te loop en ek hoor hy maak en ek kyk so om en ek kyk vir Boet so, wat het hy nou gedoen? En die paramedic, ambulansman vat sy vingers so en hy druk so op Boet se oog. Sy oog is oop. Hy sê sorry, hy is past. Hulle vat vir Boet en hulle sit hom so terug op die bed en ek sê wat moet ek by Boet doen? Hulle sê nee, jy moet 'n begrafnisondernemer kry. Hulle steek vir my die doopsertifikaat, hulle gee vir my en daar ry hulle. En ek sê vir my ma, hulle wel gaan kyk heeltemal vir my pa. Ek sê maar met Boet hier soos dit. En Boet het kanker as gevolg van sy rook. En Boet gaan voor my, hy gaan so dood. Ek sien hom doodgaan. Dis nie 'n Pakistani of 'n Indiese probleem nie, dis 'n wêreldwye rookprobleem. Maar nou kom ek vertel julle, wat oom se woord onnosel. Kom ek vertel vir oom van wat is onnosel. Ek sit daar by Boet, nou wag ek vir die begrafnisondernemer. Ek sien Boet se sigarette lê daar, ek rook nie meer nie. Ek sê Boet, kom ons rook 'n sigaret op jou en ek laai 'n sigaret. Net een sigaret vir Boet. Boet het gerook, kom ek rook vir Boet.
2 dae later gaan my pa dood in die hospitaal en hier moet ek 2 mense begrawe, met sy besigheid hardloop ek, my besigheid werk, stres, raai wat doen ek? Ek begin weer rook. Onnoosel, né? Hier gaan iemand dood van voor my as gevolg van rook en daar begin ek te rook. En dis al wat die duiwel doen. Hy sê rook net 1 sigaret op boet. Net 1 sigaret op boet. En 2 dae later my pa gaan dood en daar val ek in stres en wat gebeur? Ek dink, ek rook weer. Onnoosel, nee André. Maklik om onnoosel te wees. Dis moeilik om Thomas moet die lyf suffer. ja, maar ons moenie daai redenasie kry nie. Ons moet dink oor die effekte en daar is ook jy nog 'n bietjie kyk. Daar is die tong. Tong is nie veronderstel om so te lyk nie. Ek weet nie wie van julle se tonge lyk so nie. As jou tong so lyk, gaan sien 'n dokter. Moenie so lyk nie. So hierso is 'n paar videoetjies weer oor wat sigarette met ons. Lungs are like sponges designed to soak up air. But some people use their lungs to soak up cigarette smoke. If you could wring out the cancer-producing tar that goes into the lungs of a pack-a-day smoker every year, this is how much you'd get. It's enough to make you sick. Very sick. Authorised by the New South Wales. No, I can't go more than a few hours without a cigarette. I can't go more than a few feet without the oxygen tank. I tried to quit and I put on 3 kilos. I've lost 14 kilos. You've got to die of something. You got to keep your hopes up. Nah, I don't think I can quit. I don't think I can operate. Jy gehoor daarso wat sê die mense, daai een sê, nee, ek kan nie 'n paar ure gaan sonder 'n sigaret nie. En dan sê die volgende een, ek kan nie 'n paar tree loop sonder my suurstoftank nie. En elke keer as hulle, die ene wat rook, gebruik hulle 'n mooi akteur. En elke keer die ene wat siek is nie so mooi nie. Ek kan sien hulle is siek. Want terwyl ons gesond is, dan het ons hierdie mentaliteit van, ja, you gotta die of something. Jy moet doodgaan van iets. Kan net wel doodgaan van iets wat ek geniet. Maar as jy op daardie punt kom waar jy besig is om dood te gaan, dan dink jy, maar wag so 'n bietjie. Sê daai persoon, you gotta keep your hopes up. Jy moet dink aan dit wat jou lewe nog nie moet te werd maak. Moenie wag tot dit te laat is nie. Moenie verskonings maak terwyl ek sê, ek nog wat, oom André, hoeveel jaar dink oom het oom nog hoor? 10, 20 jaar. Goeie jare. Miskien. Jy is 'n bietjie jonger. Hoeveel jare het jy nog hoor? 30, 40? Geen idee nie, maar jy gooi daai is elke keer as ek 'n sigaret vat, want ek gaan nog gesond wees vir lank. Ons weet nie hoe lank ons het nie. Gee jou liggaam kans om terug te beklei. Jong persoon. Every cigarette is doing you damage. Every time you inhale, tobacco smoke condenses in your lungs to form tar. This is a healthy lung. And this is the amount of tar a pack-a-day smoker breathes in every year. Every cigarette is doing you damage. Want met daai teer gaan. Hulle vat nou daai koppie nou gooi hulle die teer net so op die long uit een slag. Maar ek sit elke dag sit ek 'n bietjie in, en 'n bietjie in. Want moet dit gaan? Want toe dink ons moet dit gaan? Ek funksioneer nie op teer nie. Ek is nie 'n pad nie. Ek moenie teer in my hê nie. Ek moenie, maar ons hou aan om dit in te sit want ek dink ek het nog hoeveel jaar oor. Ek het nog 'n lang lewe voor my. My liggaam kan niks met daai teer doen nie. Waar maak ons daai besluit? Hoe gaan ons dit doen? Ons doen met daai nuwe pad trap deur die brein. Ons kan nie ek kan nie vir my hande wag om die besluit te maak om op te rook. Handjies, moet nou nie meer 'n sigaretjie optel nie. Elke keer as jy 'n sigaretjie optel, gaan ek jou 'n pak slaag gee. Nee, ek maak die besluit hierso. My brein moet daardie besluit maak. My brein moet daardie opvoeding kry om te verstaan hoe werk dit nou. En ek loop daardie nuwe paadjies en ek moet dit nuwe gewoontes. Moenie elke dag nou 'n nuwe gewoonte doen nie. Geef jou brein 'n nuwe gewoonte. In plaas van daai ketel en die sigaret, loop om die huis. Loop om die huis.
teen die 3de, 4de dag wat jy nie daai sigaret vat in die oggend nie en jy loop om die huis, dan voel jy beter. Julle twee is veronderstel om mekaar te versterk. As jy wil rook, moet jou ma vir jou sê nee. As jou ma wil rook, moet jy vir haar sê nee. Julle moet mekaar oplei. Ek kan nie vir my ma sê nee, want dan kry ek kandel en dan kyk jy van Nee, dan bel jy my en dan soms hoor by haar wat gaan aan. Maar ons moet daai nuwe gewoontes. Ons kan nie verwag dat nuwe gewoontes hulle self gaan vorm nie. Ons moet daai nuwe gewoontes vorm. Want as ons nuwe gewoontes het, dan gaan ons voelvry wees. Ons gaan vlieg soos voeltjies. Ons gaan nie meer bekommer nie. Ons gaan vars lug inasem. Ons gaan vry wees, voelvry wees. Nou hierso het iets gebeur. Ek gaan nie dadelik vir julle sê, julle moet begin dink daaraan. Longkanker in mans en vrouens. Mans van hier 39 al begin het op te tel in 'n mooi reguit lyn. Vrouens nie regtig nie, hier by 1960, 1970 het daar iets gebeur. Ek wil hê julle moet begin dink daaraan. Wat dink julle het gebeur daarso? Gaan nou terug aan daai statistiek toe van wat gebeur as ek dadelik ophou rook? As ek dadelik ophou rook, hartaanval, my kanse val skerp en dan begin ek uit te balanseer en na so 10, 15 jaar loop ek parallel aan iemand wat nooit gerook het nie. Longkanker, longsiektes val baie vinniger. By 5 jaar begin ek nader te beweeg, by 10 jaar is ek amper parallel met iemand wat nooit gerook het nie. Die liggaam het 'n ongelooflike vermoë om homself te herstel. Hoeveel siektes het ons genoem bestaan daar wat ons liggame nie kan of wat kan oorwin? Nie kan oorwin nie. Nie een nie. Daar's nie een siekte wat ons liggame nie kan oorwin nie. Maar ons bereik 'n punt van ek kan nie terugdraai nie, as die omkeerpunt nie. Point of no return. So gee jou liggaam kans om terug te beklei, gee hom kans om enige siekte terug te beklei. Ons kan elke siekte want ons liggame kan herstel. Ons het vroeër begin so 'n bietjie praat daarso oor die babatjie. Oor 'n vrou wat rook terwyl sy swanger is. What do you want to pass on to your child? How will you shape her future? Smoking. Your choice, not theirs. Sudden infant death. Snaakse siekte. Nie so snaakse siekte, ons ken dit. Wiegie dood. Sit jou babatjie in die wiegie, hy raak in die slaap, môreoggend word hy nie wakker nie. Gevolg van tweedehandse rook. So moenie as jy nie klein kindertjies het nie, dink aan die ander mense om jou. As jy klein kindertjies het, moenie by hulle rook nie. As jy sien mense rook by klein kindertjies, gaan sê vir hulle, weet jy wat doen jy aan daai kind? Beweeg weg met jou gerookery. Would you give a cigarette to your unborn child? You do. Every time you smoke while you're pregnant. Pregnant mothers, please, don't smoke. Ja, daar is nou net, dis nou ou AI daai. Maar, en het lyk nou heel snaaks, so 'n babatjie wat rook in die maag en dis presies wat ons doen. Ons laat daai babatjie saam met ons rook, maar as daai kind 3, 4 jaar oud is, dan gee ons nie vir hom 'n pakkie sigarette nie. Dan sê nee, dis ongesond vir jou. Maar terwyl die ma rook, terwyl sy swanger is dit presies wat ons doen. Wat wil ons sê? Watse babatjies wil ons hê? En daar is weer nou net 'n snaakse ou prentjie van so 'n daggakoppie babatjie, maar dis wat ons doen. As ons kinders, as ons rook, as die vrou rook terwyl sy swanger is, as ons rook terwyl ons kinders klein is, ons begin hulle op 'n agterstand. Ons gee hulle nie die beste kans in die lewe nie, ons begin hulle op 'n agterstand. Of ons kan sê, weet wat, ons gaan nie rook nie, ons gaan nie naby ons kinders rook nie, en ons kan mooi gesonde kinders maak. Keuse is ons sinne. Maar ongelukkig nie daai kind se nie en hy moet met dit saamlewe die res van sy lewe. Nou hier is 'n artikel wat in 'n koerant kom, ek gaan vir julle 'n bietjie inzoom daarso. Die boonste ry, so hierdie is 4D ultra scans
van 2 swanger vrouens. Die boonstene is 'n vrou wat glad nie rook nie. En hy sal die boonstene is van 'n vrou wat rook, maar hulle doen die scan terwyl sy rook. So sy rook en dan doen hulle die scan. So sy begin rook. Begin hy babatjie lig hy sy vuiste. Hy probeer homself beskerm. Natuurlike instink. Hy voel hy word aangeval en hy probeer homself beskerm. Die onderste ry, babatjie se ma rook nie, gesond. Wat doen hy? Hy speel met die naalstring, blaas babbeltjies. Hy vat die lewe rustig, want hy word nie aangeval nie. Hierso is hy 'n klein bietjie nader, net so 1-1, as jy kan sien, kyk daarso. Jy kan sommer sien daardie kind is gestres. Hy probeer homself beskerm. En die onderste enetjie heel rustig. Hierdie is snaaks, jy kan lag, maar eintlik moet dit nie snaaks wees nie. The tourist attraction in his native Indonesia for all the wrong reasons. This toddler on the island of Sumatra, famous for his nicotine addiction. Aldi Rizal started smoking when he was just 18 months old. Now he's hooked and on 40 a day. And don't think of denying him his fix. 40 'n dag. He goes crazy, screaming, slamming his head on the floor, even getting sick if he doesn't get his 2 packs a day. His father, Mohammed, who introduced him to smoking, has to find the equivalent of $5 a day to pay for the fags. He insists that his son is healthy. Luckily, Aldi is now in rehab under Indonesia's National Commission Child Protection Supervision. Twee pakkies 'n dag. Gesien aan die begin, ek weet nie wat sê nie, hy is gefrustreerd, want hy kry iets nie heeltemal reg, hy sigaret het hom klaar, hy is soos 'n klein kwaai oupaatjie, en jy kan sien, hy lyk ongesond, en wat die snaakste lyk is, as hy sy titiebottel in sy mond sit, lyk so snaaks, dis die enigste normale deel van daardie video, jy is nie veronderstel om te rook as jy so klein is nie, nou daai storie, daarom 'n gelukkige einde. A tourist attraction in his native Indonesia for all the wrong reasons. This toddler on the island of Sumatra, famous for his nicotine addiction. Aldi Rizal started smoking when he was just 18 months old. Now he's hooked and on 40 a day. And don't think of denying him his fix. The toddler goes crazy, screaming, slamming his head on the floor, even getting sick if he doesn't get his 2 packs a day. His father, Mohammed, who introduced him to smoking, has to find the equivalent of $5 a day to pay for the fags. He insists that his son is healthy. Luckily, Aldi is now in rehab under Indonesia's National Commission Child Protection Supervision. Gehoor daarso het 3 goeders gedoen om hom te help gesond word. Gesonde dieet. Ek al 1 keer hierdie 4 dae gesê jy moet gesond eet. Amper elke dag. Activities. Doen iets anders. Kry iets anders te en exercise. Oefening. Dis al hoe ons gaan verby dit kom. Nou, ek wil gevra wat het daar so 1960, 1970 gebeur? Advertensies het begin uitkom en mense is in hierdie lokval ingetrek deur advertensies. Nou so 10 jaar terug, 15 jaar terug, wat dink julle is wêreldwyd gespandeer aan advertensies net vir sigarette? Baie. 1.8 biljoen. Nee, eintlik 'n biljoen is 'n Engelse woord. Biljoen is Engels, ons het 'n miljard. 1.8 miljard dollar. Weet julle hoeveel mense kan ons kos gee met 1.8 miljard dollar? So ons het nog uitwerk na rande toe, ons het 'n bedrag wat ons eers kan sê nie. En dis wat gebeur het in die 60s, 70s, advertensies uitgekom. Advertensies soos hierdie. Consider all I heard, I decided to either quit or smoke through.
Nou kyk die dames na daardie advertensie, ja, mooi lang maar bene, aktief op die tennisbaan, ek wil troe rook. Wat het tennis met sigarette uit te waai? Niks. Maar ons kyk na die advertensie en dit lyk nogal indrukwekkend. Start Fresh of Bel Air. Die dames kyk na dit en sê, woe, as ek Bel Air rook, gaan my man my Durban toe vat en ons gaan piknik hou op die strand en dit gaan so lekker wees en ek gaan sulke mooi klere hê. Die man kyk na die advertensie, hoog, as ek Bel Air rook, gaan ons Durban toe gaan en my vrou gaan alles dra en ek dra net my ou truitjie of wat ook al dit is wat hy dra. Wat is die sigarette met die see uit te waai? Niks, maar ons is ingekoop deur die prentjie. Bietjie ouer, Pall Mall Gold Hundreds, now lower in tar than the best-selling Filter King. En al wys hulle vir daaronder hoe die verskil in die sigarette is, hoe hy beter lyk, beter gaan proe. Weer eens kyk die dames na daarheen, as ek Pall Mall rook, mooi beehive, ek weet nou nie wie van julle wil nou 'n beehive, het lyk soos 'n beehive, ek weet nie wat noem mense nie, mooi lang maar bene, ja, dit is nou mooi, ek wil mooi wees, ek wil Pall Mall rook. Mans kyk na die advertensie, as ek Pall Mall rook, dan gaan hy goose my druk, soos hy pakkie Pall Mall druk. Ja, en so is ons ingekoop in die advertensie. Nog ouer, Craven I always cool, fresh and kind to my throat, dis waar jy die menthol sigarette begin het, Craven I, mooi, gesofistikeerde dame, dis wat ons wil hê, dis wat ons wil wees. Nog ouer, kyk hoe lank lyk my pakkie sigarette nog net so. Hierdie is ou advertensies. Hierdie is nog voordat hulle begin dink het ooit aan AI. En ons kyk na die prentjie, as ek Camels rook, ons piknik hou, ons gaan op 'n boot uitgaan, dit gaan so lekker wees. Wat het dit met die sigarette uit te waai? En dan die laaste, die grootste nonsens wat ons ooit geleer is, Dr. Batty's Asthma Cigarettes. As jy asma het, rook hierdie sigarette. As jy asma het, moenie rook nie, want dit gaan dit net erger maak. En dokters het gesê, rook hierdie, as jy daai probleem het, rook dit. Want hulle het nie geweet nie, hulle het maar net geraai. Ons kan nie sigarette rook, want die dokter het so gesê nie, dit is ongesond. Gelukkig het ons gesonde verstande vandag en ons maak goeie besluite. Nou hierdie is nou, ek weet nie of julle so na advertensies kyk soos ek nie. Aria ry daar deur die woud. Ons wil daai ou wees wat gaan sulke adventures gaan doen. Hy uiteindelik loop hy spring daar in die waterval af aan die water. Hy's aan die ander kant uit, hy het 'n vuur, hy laai sy sigarette. Ek gaan Gold Reef City toe. Ek weet 'n Ziploc sakkie, ek sit my goed daar binne in. My sigarette word nat daar binne in die sigaret. Hoe daai ou sy sigarette droog hou? Ek worry nie oor die feite nie. Al wat ek oor worry is, ek wil daardie suksesvolle ou wees. Marlboro, die advertensies, as jy vrouens kyk daar, gesofistikeerd sit in die restaurant, lekker daar so met 'n lekker hot chocolate of 'n cappuccino, die mans, ek wil 'n tawwe cowboy wees. En dis hoe die advertensies gelyk het. Heading for the high country. A new snow and good hunting up there. Up in Marlboro country. You get a lot to like with a Marlboro. Filter, flavor, packed or box. Come to where the flavor is. Famous Marlboro Red or new Marlboro 100s, the Longhorns. Come to Marlboro country.
Wat het dit met enige? Wat het die perde en die cowboy wees met sigarette uit te waai? Dis ons die idee verkoop is. Lexington, from Riggio Tobacco Corporation of New York, alive with flavor. For an honest-to-goodness American blend that's alive with real flavor, friend, you can't smoke better than #1, so man, relax with a Lexington. Lexington, that's the one. For after-action satisfaction, blended here for rich, real tobacco flavor. Lexington has got it all. Lexington, that. Wat het die boot en die tennisraket en die golf en die sigarette uit te waai? Niks nie. Volgende ene. Gunston Toasted are made from the best tobaccos a man can get. The finest broadleaf Virginia for that rich, rewarding toasted taste. For quality and flavor, filter or straight, more and more men rate Gunston great. Get closer to flavor with Gunston Toasted. Wat het Gunston met Formule 1 uit te waai? Niks nie. Net so 'n paar jaar terug het ons perderesies nog hier in Suid-Afrika gehad, daar in Durban. Wat het ons dit genoem? Die Rothmans July. Ons het gekyk en is hierdie hoede en is hierdie rokke en dis net geld en dis sukses en dis perde en as ons dit gekoppel het aan enigiets, ons het gekoppel aan Rothmans. Wel Rothmans rook om daardie soort van sukses te kry. En advertensies het ons gebreinspoel. Ons het 'n keuse gemaak, choice. Dit het ons gewoonte geraak, ons habit. Ons het dit outomaties gedoen sonder dat ek dink daaroor. Ek het partykeer 'n sigaret in my mond gesit en begin rook sonder dat ek gedink het ek doen dit. Net dan sien ek die sigaret is klaar. Ek het nie eens onthou dat ek hom aan die brand steek nie. Ons het ons identiteit geword en dit ons tweede natuur geword. Jy het gestop want jy het 'n besluit geneem. Jy kom nou al vir 4 maande en ry hierso. Ek weet nie hoe lekker is die ou koekies en broodjies nie dat julle al die pad kom net vir dit nie of het julle gekom op te rook. Julle het 'n besluit geneem. En die program werk. Program Devin, julle het die foto's gesien. Dit werk. Al wat ons moet doen is om daar bly. Want oor 6 maande, ek gaan definitief hier wees oor 6 maande. Oor 6 maande het julle miskien getrek en Jaco en ander is hier om julle te ondersteun nie. Jy het nog steeds inligting gekry. Gebruik dit. Daarso is iets wat kan gebeur. Ons kan die daai's gooi. Ek meen, met 'n lang lewe gehad daar, en met 'n goeie lewe gehad. Ons kan nog gooi die daai's. Kyk hoe lank kan om hierdie goeie lewe uittrek. Of ons kan die kans vat en oor 'n paar maande dan sê sorry so, ja, point of no return, jy het hom bereik. En jy kan in die hospitaal opeindig. Gaan ek die kans vat? Gaan ek daardie gamble doen en sê kom ons kyk hoe lank kan ek gaan? Niemand was nog ooit spyt of jammer dat hy opgehou rook het nie. Enigste ding om spyt te hê is dat ek dit al lankal gedoen het nie, dat ek nie al lankal die besluit gemaak het nie. Party mense sê leef, eet, drink, maar môre is ons almal dood. En dis die waarheid. Ek kan vanaand hier uitgaan en 'n trok aan my doodry. Ek kan vandag doodgaan. Ek kan in die bed gaan klim en ek kan iets soos 'n hartaanval kry, is moontlik. Maar ek weet nie. Ek kan miskien nog 40, 50 jaar leef. Maar as ek nie die regte besluite neem, kan ek die helfte daarvan of die meeste daarvan ongesond as siek persoon leef. Gaan ek daardie kans vat en ons moet 'n nuwe lewensfilosofie uitdink. Jou naam, het 'n besluit gemaak. Ek wil iets anders te bereik. Onthou 6 tot 8 glase water. Dit is nie so moeilik nie. Daarso het ek 1 liter hier voor julle opgedrink vanaand. Dit is nie moeilik nie. Al wat jy moet doen is sit dit in. As jy iets wil doen, in plaas van rook, sit daai botteltjies water in. Vergeet van die sigaret. Kry genoeg slaap. Ja, laat waai met die water. Genoeg slaap. Doen iets anders te. Skuif jou fokus na iets anders toe. Moenie vir daai sigarette kyk nie. Dit gaan nie ophou om daar te lê nie. Kom weg daarvan. Eet gesond. Wag vir daai 5 minute. Gee jou liggaam kans om verby die krywing te kom. Vermy stres, ligte oefeninge en dink positief.
Ek kan, ek het, ek is verby dit, ek sal nie weer rook nie. Enige vraag? Nee. Geen vraag. Oom. Wat daai pille wat jy vir ons gegee het. Yes, oom. As dit klaar is, waar kry jy nou weer? So, Wat van daai goed moet jy met 'n voorskrif kry? nee, nie een van hulle met 'n voorskrif. Nie een van hulle het 'n voorskrif nie. Jy kan dit kry by Clicks of Dischem, dis redelik goedkoop. Calmac, kalsium, magnesium, dis kalsium en sout. Dis al wat dit is. Daar's niks. Nee, ek het dit vir een van die susters gegee. Suster, nee, ek het 'n voorskrif nodig vir dit. Dis sê nog nie, maar dis vitamine Nee. tablette. B-kompleks. Ek weet Calmac en Rescue, daai goedkoop hier van die rand. Ja, so dis al daai pille is van die rak en dis natuurlik. Dis hoekom dit gee. Ek sal nie vir jou iets wil gee wat jou gaan verslaaf maak kan iets anders nie. So die Calmac, die kalsium, magnesium, die multivitamiene, B-kompleks. B-kompleks gaan kry jy oral dit is om verkoues te beklei. Die Rescue, alles is natuurlik. Dat jy kan koop is eintlik relatief nogal goedkoop. Jy het nou klein hoeveelhede gekry. Maar as jy dit koop in botteltjies, dit is letterlik soos 60, 70 rand, dan is daar soos 200, 250 pille in, so dit is redelik, maar soos ek sê, moenie wag vir die pille om die werk te doen nie. Ek maak die besluit, die pille maak dit net makliker, dit help ons net daarvoor, so ja. Gaan ek deur om te vra, wat se kleerbroekie het ons aan vanaand? 'n bloue. 'n bloue. Daar is nie 'n blou opsie nie, as 'n rooi opsie, as 'n swart opsie. As jy die rooi ene op het, as jy die rooi broekie aan het, dan moet jy sê ek gaan vinniger hardloop, daai ding gaan my nie vasdruk nie. Of jy met die swart broek aan en sê sigaretrook, ek val hom nou dood. Een van daardie moet ons besluit. Ons is by aand 4. Daai besluit sal moet begin gebeur. Ons kan nie talm nie. Ons kan nie wag en sê kom ons kyk volgende week nie. Kom ons bid saam. Jesus, ons is mense, ons is gebore in 'n sondige natuur. Maar Here, U het gesê prys is betaal, kaartjie is gereed. Al wat ons moet doen is daardie kaartjie by U kom neem en ons moet wag totdat U kom om ons te kom haal, dat ons daai kaartjie kan laat pons, dat ons saam met U kan tyd spandeer. Maar ons kan ook kies om te sê, hou die kaartjie, ek het eers 'n paar van my eie dinge wat ek wil doen, en ons weet nie hoeveel tyd ons oor het nie, Here, maar ons sal moet besluite neem en vir U of ken daarin, of ons kan ons rug draai op U, maar Here, besluite moet geneem, en dit is my gebed, Here, dat ons waar ons vanaand gaan, ons praat hier oor sigaretrook, Here, maar hier sit ander mense, ons het almal maar struikelblokke in ons pad, en ons moet daar verbykom, en ons wil vra, Here, help ons, dat ons U in ons sig het, dat ons fokus op U hou, dat ons kan besluite neem saam met U, vir U, want U het gesê, ons is tot enigiets in staat, as ons net ons fokus op U hou, en dit doen wat U vir ons wil hê. Gaan saam met elkeen van ons vanaand, Here, versterk ons, beskerm ons, en vergewe ons sondes, en soos gewoonte, Here, as dit U wil is, en net as dit U wil alleen is, môre, laat ons weer so by mekaar kan kom, en ons laaste aand saam spandeer, en die laaste bietjie inligting kry, om die gewoonte te laat gaan van sigaretrook. Ons bid in Jesus naam. Amen.